Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Die Here is my beste, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my rede, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders, gee meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Die Here is my beste, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my rede, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. En die alles skepen, sing nou saam. En alles wat lewe, roep sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Die Here is my beste, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my rede, die een op wie ek wag. Goeiedag vriende, ek is so bly jy kuier vanoggend weer saam met ons, want so waar is dit, dis al die einde van November, en dan sit Desember en dis Kersfees en dan is die jaar verby. Maar baie dankie dat jy ingeskakel het by Familiekerk se aanlyn diens. Ek het nogal lank gewonder, wat sou ek vandag se tema kon noem? Want ons is besig in November om met jou te gesels oor hoop, oor dat ons hoop in Jesus Christus is. Maar vir vandag se gesprek, wat sou ons dit kon noem? Want in ons daaglikse lewens is ek en jy altyd so geneig om dinge af te maak as ag, is net 'n klein sondietjie hier, 'n klein sondietjie daar. Ag, ek kan maar so 'n bietjie hier so 'n ou jokstorieetjie vertel, dis net om kleur te gee aan my gesprek. Ag, ek kan maar daar ietsie vat wat nie eintlik myne is nie. Ek kan maar nog 'n bietjie drink, ek kan maar nog 'n bietjie buite-egtelike verhouding hê. Is net 'n klein bietjie, niemand weet nie. En op die ou einde word al hierdie klein goeders groot goed, wat ons lewe donker maak, wat maak dat ons nie hoop het vir 'n toekoms nie. En toe besluit ek dink ons noem vandag net nog 'n klein bietjie. En om dit toe te lig wil ek vir jou baie kosbare storie vertel wat ek raak lees.
Dit het blykbaar regtig gebeur, van hierdie ouer paar wat die aand sit en televisie kyk saam met hulle tieners. En die tieners wil bitter graag 'n spesifieke fliek kyk. En die kinders sê, pa, dis net ouderdom beperking is 13, ons is almal ouer as 13. En dan sal die een sê, pa, daar's net 'n klein bietjie soentonele in. Die ander een sal sê, pa, ag nee man pa, daar's net so hier en daar waar hulle die Here se naam eintlik gebruik. Dis nie baie nie, net 'n klein bietjie. En die ander een sal weer sê, pa, daar's net 'n klein bietjie geweld. Dis net so hier en daar. Maar die pa het nie eers verduidelik nie, hy het net gesê nee. Tieners blaas hulle op en hulle gaan kamer toe. En 'n rukkie later staan die pa op en hy gaan maak die kinders, die gesin se gunsteling lekkerny, brownies. Hy gaan maak vir hulle brownies. En hy roep die kinders, toe dit klaar is, hy sê, kom kry vir julle brownies. Net voor hulle wil inklim, stop hy. Hy sê, ek moet vir julle sê, ek het hierdie brownies gemaak, presies soos ons dit altyd maak. Die beste bestanddele, die oonste temperatuur is reg. Hierdie brownies het perfek uitgekom. Maar, daar's net 'n paar verskilletjies. Ek het net so 'n klein bietjie bittere alwyn ingesit. Net so klein bietjie swartpeperkorrels. Net so klein bietjie sweet chili sauce. Die kinders het net hulle geluide gemaak en verseg om die brownies te eet. Sê, pa, hoekom eet julle nie die brownies nie? Maar pa, dit vir altyd vir ons bederf. Ons gaan nooit weer die mooi en lekker herinnering hê wat ons altyd as gesin saam het van ons spesiale brownies nie. Waarop die pa die kinders sit maak. Dis sê vir hulle, sien julle. Dis presies wat vanaand hier gebeur het in ons huis. My verantwoordelikheid by God is te groot. My verantwoordelikheid wat hy my gevra het om julle op te pas. En om julle op te pas is ook om toe te sien, dit wat jy kyk, dit wat jy hoor, dit wat jy sien, dit wat jy in jou kop en jou gedagtes gaan bære. Want daai klein bietjie verkeerde woorde, daai klein bietjie eksplisiete tonele, daai klein bietjie geweld, gaan genoeg wees om jou gees vir altyd te bederf. En die kinders het dit verstaan. Hierna, vertel die pa, was dit 'n instelling by hulle huishouding, sodra die kinders iets vra wat hy en sy vrou weet vir hulle skade sou berokken of sleg vir hulle wees, dan was daar altyd die staande uitdrukking, sal ek vir ons brownies gaan bak. Vriende, dis net miskien 'n storie vir jou, maar ek het ook altyd gehad in my lewe waar ek so bitter graag 'n spesifieke fliek wou kyk, want almal kyk dit. Maar in my gees het die Heilige Gees net vir my gesê, nee, in my gewaarsku, ek begin kyk, staan maar op, want ek het gesien, hierdie ding gaan nie werk nie. En dan wonder ek baie keer, Here, hoekom doen nie dit? Hoekom kyk ander kinders van die Here dan, en hulle is okay, maar U waarsku my. Wat ek op die ou end by die besef kom, maar ek en jy, die Heilige Gees waarsku ons altyd. Ons het 'n keuse of ons gehoorsaam gaan wees, of nie. Dis 'n baie belangrike ding wat ons in alle aspekte moet vaskyk. Ek weet daar's mense wat af my gesê het, ag nee man, weet jy, jy's nou sommer wetties. So, ons moet mekaar sê, wat is wetties? Wetties, dat dink my altyd aan die fariseërs in die Bybel, wat wetties was, want op 'n Sabbatdag het hulle Jesus aangevat, as hy en sy disippels koringare eet, of as hy siekes gesond maak. Die Nuwe Testamentiese gelowiges het beklei en 'n stry en debatte gevoer en getwyfel en geworstel oor, is dit nou reg, moet ek my laat besny? Is dit okay by Here as ek my nie besny nie? Is hierdie kos rein? Is dit onrein? Kan ek dit eet? Kan ek dit nie eet nie? En hulle het misgekyk. Dis wat Jesus kom doen het, om ons vry te maak van die wettiesheid. Jesus het kom liefde wys, genade, omgee. En dit is goed wat die fariseërs gemis het. Jy kan gerus op jou eie tyd Galasiërs 5 gaan lees, maar ek wil met jou deel vers 6, waar Paulus skryf, in Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. The Message vertaling verduidelik dit vir my so mooi. Ek lees vir jou so stukkies daaruit, want ek hoef nie eintlik eers meer daaroor te sê nie. Waar daar staan, I suspect you would never intend this, but this is what happens. When you attempt to live by your own religious plans and projects, hoor wat gebeur. You are cut off from Christ. You fall out of grace. What matters is something far more interior. Faith expressed in love. Liefde is die geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Vriende, Jesus wil hê ons moet gehoorsaam wees. Hy gee vir ons in 1 Petrus 1 vers 15 en 16 hierdie kosbare vers wat sê,
Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Nie heilig, ek is in 'n glaskas op my troon nie, maar heilig, want ons is in hierdie wêreld. In hierdie wêreld is daar sonde, maar ons hoef nie soos die wêreld te word nie. Die wêreld moet Jesus in ons kan sien, sodat hulle hom ook in hulle lewe wil hê. Dis heilig. Wetties is daai gewroeg en geworstel, is dit reg of verkeerd? Jy sien, God het die wet vir ons gegee, ja, om te kan sien wat is reg en verkeerd. Maar hy het geweet, in ons vlees kan die mens dit nie volg, dit is nie volhoubaar nie, ons kan dit nie volg nie. Toe kom en hy gee vir ons Jesus wat in die kruis gesterf het vir ons sonde, sodat ons vry en gelukkig en in vrede kan leef, maar ook sodat ons kan jammer sê as ons verkeerd gedoen het, ook sodat ons kan weet as ek Jesus in my hart ingenooi het ek God se gees, en dis God se gees wat my beskerm, wat my lei, wat my waarsku, wat my die pad wys, net soos die pa vir sy kinders kon keer, nee, hierdie is nie goed vir jou nie, dit gaan vir altyd jou lewe belemmer en 'n slegte impak hê op jou gees, jou verstand, jou gemoed. Dis God vir ons sy gees gee om ons te waarsku teen dinge wat vir ons sleg gaan wees. En wat my en jou verantwoordelikheid is om gehoorsaam te wees. Weet jy, dis die plek waar Satan ons baie keer kom uitvang, is nie daai groot goeders soos om 'n moord te pleeg wat my in die tronk gaan laat beland nie. Of steel mense se goed en gaan die tronk beland nie. Nee, hy kom vang ons uit baie keer by klein goedjies. Goedjies soos jaloesie, ons onvergewensgesindheid, leuns, ontevredenheid. Daai goedjies wat ons oënskynlik klein goedjies noem, wat ons net so 'n klein bietjie hiervan of daarvan in ons lewens het. Maar dis wat ons lewens besoedel. Dis daardie bitter albei, daardie peperkorrels wat ons in ons brownies het. Jaloesie? Sy vriende, jy weet, dis daardie ou groen monster wat ons dink ons kan wegsteek, wat net in ons hart is. Maar die Bybel sê, soos wat jy dink, so gaan jy wees. Daardie persoon wat sê, Here, ek is so lief vir U, ek het gebid hieroor, ek het aansoek gedoen vir die bevorderingspos, toe kry ek dit nie. Hoekom kry die ander persoon die pos wat nie 'n Christen is nie, wat 'n sedelose lewe lei? Verstaan nie, Here? En hy sien, onthou weer ons Pa, hy is ons Hemelvader. Hy wil vir ons die heel beste hê. Daardie pos was heel waarskynlik nie vir jou die heel beste nie. God gee vir ons elkeen talente en gawes, vriende. Die talente en gawes wat hy jou gee, is om iemand anders mee op te bou. Die talente en gawes wat hy vir daai persoon gee, is om jou mee op te bou. So as ons jaloers is op mekaar se talente en gawes, dan mis ons dit wat God vir ons kom gee, om ons op te bou. Die tweede een wat ek net wil noem is onvergewensgesindheid. Ek hoor so baie keer dat iemand sê, weet jy, ek sal jou vergewe, maar ek gaan nie vergeet nie. Dis eintlik maar dieselfde ding. Jy weet, ons is so geneig om tot die detail te onthou wat ander mense aan ons doen en vir ons sê, maar die goeders wat ons doen aan iemand anders om hulle seer te maak, daai ene vergeet ons maar. Is dit nie so nie? Jy weet, Pieter van Jaarsveld het met ons so 'n paar sondae terug by familiekerk gesels oor einste hierdie ding. En onder andere gesê, net 'n gedagte wat jy 5 minute koester, 'n lelike, slegte gedagte, vergiftig jou liggaam vir 6 ure lank. Ek het so ruk terug ook met julle gedeel oor Dr. Caroline Leaf. Sy is 'n Christenwetenskaplike en sy het werklik bewyse van toetse gedoen op die brein, en ek gee nou sommer vir jou my eie woorde, van as jy aanhoudende toksiese gedagtes in jou hart het, dan vorm die ensieme later goed op jou breinsenuwee wat lyk soos, ek noem dit nou sommer boompies, sulke knobbels. En hoe meer jy daarvan het, hoe meer vergiftig jy jou liggaam dat jy regtig fisies siek word. En dan is hulle daai selfde pasiënt gevat en hulle, ek wil amper sê, gevoer met positiewe gedagtes, positiewe goed wat hulle sien en kyk en luister en praat. En na 'n rukkie toe daardie knobbels verdwyn. God het ons so wonderlik gemaak. Daarom het ek en jy waak, heilig waak, teen dit wat ons toelaat in ons gemoed. Die Bybel leer vir ons vergewe 70 maal 70 keer. In ander woorde, onophoudelik vergewe. En onthou, dis nie 'n emosie nie. Dis 'n kopbesluit. Ek gaan jou vryspreek. Want ons mis hierdie ding, as ek die ander persoon vryspreek, dan kan ek in vrede leef. Dan het ek daai binding gebreek wat Satan op my gees wil hê. God sal die onreg teen jou uitsorteer. Vriende, die Bybel leer dit vir ons. Ek het dit in my eie lewe al gesien, want God wil nie hê sy kinders moet verniel word nie. Vir ons voel dit soms, dit vat lank,
Maar dis nie ons plek om te wag vir die vergelding nie. Hy sal dit doen, ons kan hom vertrou daarvoor. Ek en jy moet vryspraak gee, sodat ons gees en gedagtes vry is van die bitteralwyn en die swart peperkorrels en chili sauce. Dat ons wonderlike brownie lewens kan hê, om dit nou so my beeld van die begin te gebruik. Leuns, hoeveel keer vertel ons nie 'n leentjie nie, ons sê dis net 'n ou klein bietjie, hier is net 'n ou wit leentjie daar, dit doen nie skade nie, dis net om myself te beskerm of te verdedig of om kleur te gee aan my storie, soos ek net nou gesê. Maar 'n leuen is 'n leuen, en hoe meer jy daarvan doen, hoe meer raak dit jou lewenswyse. En jy wil tog nie bekend staan as iemand wat net altyd as jy jou mond oopmaak, jok jy nie. Leuns is ook wanneer jy iets vir iemand beloof en dit nie doen nie. Jy weet, dit dink my ook aan Saul. Ons lees van hom in 1 Samuel 15. God het op 'n kol vir hom gesê, gaan veg teen Amalek. Nou Amalek het die Israeliete baie skade berokken. So God was ononderhandelbaar hier en het vir Saul gesê, jy moet alles vernietig. Ek gee vir jou oorwinning, maar die mans, vrouens, kinders, al sy besittings moet jy vernietig. Maar Saul was op die ou einde, het hy gegaan en hy het die mooiste en die beste van die goeders vir homself gevat. Hy het gedog, hy doen dit skelmpies, maar die profeet Samuel vang hom uit. En toe waar as vet Saul sê vir hom, maar ek het hierdie goed gevat om aan die Here God te offer. Soos ons sal sê, die bottom line is, hy het nie aan God gehoorsaam gewees nie, en God moes hom daarvoor straf. Ek en jy doen dikwels goed om te sê in die naam van die Here, maar eintlik het ons maar ons eie persoonlike agendas, nie waar nie. Die laaste enetjie wat ek weet die Here ons aandag op kom vestig is ontevredenheid. Ons kla as die rekenaar nie vinnig werk nie en die internet stadig is, dan is ons kwaad en ongeskik. Ons is kwaad as die robot stikkend is, want nou moet ons wag. Ons is kwaad as iemand voor ons te stadig ry, want nou wys ons hom vingers en tekens, want dis ek wat verontrief is. Jy geweet dat al hierdie kwaad wees omdat jy ongeduldig is klaar. En weet jy wat het gebeur met die Israeliete in die woestyn? Hulle was vir 40 jaar in die woestyn rondgedwaal, 'n afstand wat hulle in 11 dae kon aflê. Maar hulle het gekla oor net mooi alles. Hulle het gekla oor Moses, hulle het gekla oor God, hulle het gekla oor die kos, die kwartels en die manna wat wonderwerke was. Wonderwerke dat hulle klere nie tot niet gegaan het nie. Wonderwerke dat God water te rots kon laat kom, of bitter water vir hulle kon helder suiwer maak om van te eet, te drink. Maar het aanhoudend gekla. So hulle het nie die beloofde land kon ingaan nie. Van hulle, maar nie almal nie. En hierdie is wat vir my bekommerd maak, dat ons so maklik kla oor goeders. En dan dink ons, ek het 'n reg om te kla. En dan kyk ons mis die genade wat die Here vir ons so gee. Vriende, ek en jy moet regtig by daai plek kom wat ons leer om dankbaar te wees oor dinge, want net nou verloor ons hierdie goed wat God vir ons gee. Ons verlaag die waarde van wat hy vir ons gee, ons talente, ons gawes, ons besittings, ons verlaag die waarde, het ek al met jou gedeel, omdat ons dit vergelyk met ander, of omdat ons so vol is van onsself, van ons eie ek en ons eie gemak en gerief. 1 Korintiërs 10 vers 9 en 10 praat Paulus, en mens kan sien, hy hou numeriese mense in sy gedagte toe hy hier sê, ons moet nie kyk hoe ver ons Christus kan tart, voordat hy sy geduld met ons verloor nie, so sekere van ons voorouers gedoen het. Ons weet wat het toe met hulle gebeur, hulle is deur slange doodgebyt. Dan sê in vers 10, moet ook nie waag om te sê dat God 'n fout gemaak het, soos party van hulle gedoen het nie. God het die engel wat net verwoesting agterlaat na hulle toe gestuur, en nou is hulle dood. Vriende, ek en jy sê dikwels vir die Here, hy het 'n fout gemaak. Wie is ons om te sê hy het 'n fout gemaak? Hy is ons hemelse Pa. Hy weet wat vir ons die beste is, want ons vergeet, hy wil vir ons die beste hê. Ons wat sy kinders is, hy wil juis vir ons die beste gee. Dis hoekom hy vir ons sy wet gee, dis hoekom hy vir ons Jesus gegee het. Dis hoekom ek en jy as ons Jesus aanneem, die Heilige Gees kan hê, want God wil vir ons die beste gee. Daarom, daardie vers in 1 Tessalonisense 5 vers 18, is my na in die hart wat staan, wees in alle omstandighede dankbaar. Is ek en jy nog dankbaar? Soos Pieter van Jaarsveld nou die oggend vir ons gesê het, saans voor jy gaan slaap, herinner jy en jou man of jou kinders mekaar, kom ons noem gou 3 goedjies waarvoor ons vandag dankbaar is. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Maar hoor 'n bietjie verder, Paulus gaan aan in 1 Korintiërs 10 vers 12 sê hy kort vers, wees daarom geestelik wakker. Hoe is ek en jy geestelik wakker? Ja,
Ons moet sien wat die Satan aan ons lewe doen. Dis hoekom ons hierdie goed vir mekaar moet noem. Dis nie maar net toevallighede nie, dis goed waarin ek en jy so gewoond raak, dat ons maar dink dis 'n norm, dis aanvaarbaar om so te leef. Wees geestelik wakker, lees jou Bybel, nooi Jesus in jou hart, bid. Luister, wees gehoorsaam aan die Heilige Gees. Verstaan, God wil vir jou wat sy kind is die beste hê. Weet dit, glo dit. En dan sê in vers 13, en jy moet mooi luister, ek en jy na vers 13, daar staan, die versoekings wat oor julle kom, is dieselfde as wat enige ander mens teekom. God sal julle nie in die steek laat nie, maar hy gaan doen wat hy gesê het. Hy het mos gesê dat hy nie die dinge met jou sal laat gebeur wat jou as Christen van balans af sal gooi nie. As daar nou dinge gebeur wat jou van God se pad wil afkry, sal God jou help om die regte besluit te neem en jou dan die krag gee om te doen wat jy besluit het. Vriende, hoe kry ons daai krag? Dit is deur die Heilige Gees. God se Gees gee ons die krag. God se Gees waarsku ons. God se Gees beskerm ons. Dis sy Gees wat vir ons intree by God die Vader. Ja, wees gehoorsaam, kies Jesus. Ja, ons het 'n rukkie terug gesels oor Efesiërs 4, nee, van die wapenrusting van God. Vers 14 wil ek vir jou aan herinner, waar daar staan, ons moet hierdie gordel, die beld van waarheid, moet ons om ons middel vasbind. Nie lossies laat hang nie, vasbind. Ek is mal oor die Amplified vertaling wat sê, stand firm and hold your ground, having tightened the wide band of truth around your waist. Wat is hierdie wide band of truth? Jy weet, dis jou persoonlike integriteit. Dis jou morele waagmoed. Dit is wat daai pa vir sy kinders wou leer in die huis. Dis wat God vir ons wou leer elke dag. Dis hoekom ons sy woord het, dis hoekom ons die wet het. Maar eers hê Jesus, dan gaan die Heilige Gees vir jou wys wat is verkeerd. Hy gaan jou herinner en hy gaan jou waarsku. Maar ek en jy moet hierdie beld vasbind om ons lyf van waarheid. Dat ons persoonlike integriteit en morele waagmoed te kan hê. So in plaas van om gedurig onsself om die bos te lei met net 'n klein bietjie hier of 'n klein bietjie dat, weet, vir my en jou om hoop te hê in 'n donker wêreld, moet ons weet, God vra in die eerste plek van ons gehoorsaamheid, eerder as ons offers. Wees gehoorsaam, kies Jesus, hê hom in jou lewe en bind die beld van waarheid 'n bietjie stywer, nog 'n bietjie stywer, nog 'n bietjie stywer, sodat jy nie lus gaan hê om daardie verkeerde goeders, nog 'n bietjie van dit en nog 'n bietjie van dat in jou lewe toe te laat nie. Ek weet, die Here wil vir my en jou die heel beste hê. Hy wil vir ons hoop hê, hoop in hierdie aarde, op hierdie aarde, dat ons weet, ons kan vry wees van hierdie goed as ons Jesus in ons hart het, as ons op hom fokus, maar ook 'n hoop om eendag, wanneer ons doodgaan, wanneer hy ons kom haal, saam met hom in sy hemelse woning te kan wees. Hou vas aan die hoop, dis wat Jesus vir ons gee. Kom ons bid saam. My Hemelvader, baie dankie dat U vandag vir ons kom hoop gee in die wete. As ons gehoorsaam is U meer as getrou om ons te kom haal net daar waar ons is. Here, U ken ons so goed, U het ons dan gemaak. Help ons om hierdie beld van waarheid stywer en nog 'n bietjie stywer te bind, sodat ons meer en meer gehoorsaam wil wees en U wil dien, Here, sodat ons in U vreugde kan leef. Ek sê dit vir in Jesus naam, so dankie daarvoor. Amen. Vriende, nogmaals dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ek nooi jou om asseblief moenie hierdie geleentheid mis, die 7de Desember by Familiekerk Bottelary. Ons is in Kiro se Brackenfell se skoolsaal, gaan ons 'n pragtige Kerssangdiens hou. Kom saam, kom wees deel van hierdie feesvieringe wat op ons wag en wat God vir ons kom gee het in sy liefde. Mag jy 'n wonderlike week hê. Totsiens. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So
You have led me through the fire and darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness